vra hom saam met 'n blaai na Psalm 121. Psalm 121. Voor ons lees, net so 'n bietjie agtergrond. Vanaf Psalm 120 tot 134 dis 'n groep psalms wat bekend staan as die bedevaartsliede. En hierdie 15 psalms is elke jaar 3 maal deur die Jode gesing wanneer hulle opgaan na die 3 grootste feeste. En aangesien Kersie so 'n bietjie nader kom, is dit net interessant om te weet dat Jesus is wel nie in Desember gebore nie, maar hy is wel in Desember ontvang in die wêreld met die fees van die ligte. Dis wanneer Maria swanger geword het met Jesus en dat hy ontvang is in Desember met daardie fees en hy is gebore tydens die fees van Tabernakels in September. Maar met beide hierdie feeste moes die Jode opgaan na Jerusalem, na die Godstad. En het die Here vir die Jode, of dit was 'n gebruik wat die Jode gehad het, hulle het hierdie 15 psalms gesing. En wat vir my interessant is, hierdie psalm se tema is op pad. Nou dis nie die tema van my boodskap vanoggend nie, alhoewel dit baie daarmee te doen het. Ek wil graag met u vanmôre praat oor hierdie gedagte. 7 beloftes vir jou lewenspad. Ons gaan lees vanaf vers 1. 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. My teksvers vir vanmôre is vers 5. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Jy weet, as die van die wat al in Israel was, Jerusalem lê bo op 'n berg en hy's omring deur berge. En wanneer die Israeliete opgegaan het jaarliks 3 maal na die tempel vir die feeste, moes hulle deur baie gevaarlike valleie en berge beweeg om daar uit te kom. En dan het hulle hierdie psalms gesing. En hierdie was een van die psalms op pad wat hulle vertroos het, wat hulle versterk het, wat hulle bemoedig het, wat hulle aangemoedig het om aan te hou, want ons bestemming is die Godstad Jerusalem. Weet jy, op ons lewenspad, elkeen van ons is ook op pad ergens heen. Waarin is u vanmôre op pad? Is u ook op pad na die Godstad, die nuwe Jerusalem? Of is u op pad na 'n ander plek? Maar weet jy, op ons lewenspad as Christene, is dit ook baie maal 'n moeilike pad. Dis baie maal 'n pad van baie smart, van baie seer, van doodsgevaar. As ek kyk na die wêreld om ons wat besig is om mekaar te val, wat wankel en wat bewe, die aardbewings rondom ons, die natuurrampe wat toeneem en al hierdie dinge wat gebeur. Ja, waarlik, nie net fisies, geestelik nie, maar ook fisies leef ons in 'n gevaarlike tyd. En is ons dikwels op 'n pad van lewensgevaar. Maar ook geestelik. Dink aan die aanslae van die vyand, hierdie reeks wat ons woensdaande wys. Pastor Billy Crown wat die afgelope tyd gepraat het oor die sonde wat so toeneem, the rise of wickedness, en hoe dat sonde toeneem in hierdie wêreld en dit op 'n skinkbord aangebied word. Weet jy, ons lewe in 'n gevaarlike tyd ook geestelik. Ons is op pad, maar langs hierdie pad is daar soveel gevare, soveel plekke waar ons kan seer kry, waar ons eintlik aan ons lewe kan skade ly. Daarom wil ek vanmôre met u praat oor hierdie gedagte, 7 beloftes vir jou lewenspad. 7 beloftes waarin ons kan vashou, wat ons kan deurdra, wat ons uit hierdie psalm kan uithaal. Hy het net 8 verse, en dan gaan probeer om 7 beloftes vir u uit te haal. In die eerste plek, vind ons onsself baie keer in moeilike tye waar ons nie meer raad het nie. Psalmdigter roep hy uit, hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan kom my hulp? Miskien sit u vanmôre hier en u sê, maar daar's 'n berg voor my.
dalk huishoudelike omstandighede, dalk werksomstandighede, daar is dalk berge voor jou, siekte, wat dit ook al mag wees, en as jy om jou kyk, sien jy net berge, soos 'n Israeliet wat daar onder aan die voet van die berg moes staan, toe hy op pad was na Jerusalem, en hy sien al die berge rondom hom, en hy is omsingel deur berge, en dit lyk op die oog af, lyk dit so verskriklik. Wie van u was al by die Drakensberge? En as mens so opkyk, en sien ons hierdie magtige berge, en dit lyk so groot, en ons voel so klein, as 'n mens hier aan die voet van 'n berg staan. En baie keer voel ons probleme ook so, maar weet jy, hy stop nie daar nie, hy los ons nie met 'n vraag nie, hy antwoord hierdie vraag. Hy sê, my hulp is van die Here. En dit op wat sê dan, hy sê, wat hemel en aarde gemaak het. Ja, die berge is groot, maar weet jy dat God is groter. Hy is die een wat die berge gemaak het. Hy is die een wat die waters in die holte van sy hand afgemeet het. Hy is die een wat die hele heelal in die palm van sy hand vashou. Skielik kyk die psalmdigter nie meer net in die berge vas nie, maar hy kyk verby dit, hy sien die groter prentjie, hy sien die sterrehemel, en hy sê, maar my God het die hemel en die aarde geskape. Hy is groter as my berge. Sal jy dit vanmôre hoor? Dit is vir my so mooi, in die Engels het hulle 'n spreekwoord wat sê, don't tell God how big your problem is. Tell your problem how big your God is. Sal ons weer ons probleme in perspektief begin sien en sien, ja, dit is berge, vir ons is dit groot, maar ons God is groter as die berge in ons lewens. Ons God is vir ons 'n helper. Weet jy, dit is vir my so mooi, as ek dink aan Hebreërs 13 vers 6, dan sê hy, ons kan met alle vrymoedigheid sê, dat die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir ons 'n helper. So in die eerste plek, die punt wat ek by u wil maak, in die eerste plek, die eerste belofte, ons God is 'n helper. Psalm 46 vers 2 sê, dat as hulp is hy in 'n hoë mate, as hulp in benoudhede, is hy in 'n hoë mate beproef. Tye van benoudheid, die Here is bekend met dit. As hulp in tye van benoudheid, is hy in 'n hoë mate beproef. Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. As ek en u 'n kind van God is, dan het ons 'n helper, een wat almagtig is, een wat die berge gemaak het. Die tweede belofte wat ek vir wil uitlig in hierdie gedeelte is, vers 3 se A gedeelte sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Ons God is 'n sterk en 'n stewige fondasie. So die tweede belofte, ons God is 'n sterk en 'n stewige fondasie. Psalm 16 vers 8 skryf die psalmdigter en hy sê, ek stel die Here altyd deur voor my, en omdat hy in my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Weet jy, die wêreld rondom ons is besig om te wankel. Die ekonomiese omstandighede is besig om te wankel. Fisies is die wêreld besig om uitmekaar te skeer, en alles rondom ons raak al hoe erger en erger, maar weet jy, daar is een ding wat sterk en vas is, en sy naam is Jesus. Ons God is 'n sterk fondasie, en as u voete op hom staan, kan die wêreld maar rondom ons wankel, want hy, sê die psalmdigter, sal my voet nie laat wankel nie. Waarop staan u voete vanmôre? Wat is die fondasie waarop u lewe bou? Waarin plaas u vertroue? U werk, u geld, u wysheid, u geleerdheid? Al hierdie dinge is belangrik, maar weet jy dat al hierdie dinge kan in een oomblik van jou weggeneem word. As dit jou fondasie is, sê Jesus, dan is jy soos 'n dwaase man wat jou huis op die sand bou in Matteus 7. En wanneer die storms van hierdie lewe kom, sal daai huis platval omdat hy geen fondasie het nie. Maar hy sê in vers 24 en 25 van vers 7, dat elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hy is soos iemand wat sy huis op die rots gebou het. En die storm het gekom en die wind het gekom en daardie huis aangestorm. Maar daardie huis het bly staan omdat sy fondasie op die rots was. Ons God is 'n sterk fondasie wat nie sal toelaat dat ons voete wankel wanneer ons op hom geplant is nie. Die psalmdigter skryf ook en hy sê dat hy het my opgetel en hy het my op 'n rots gesit wat vir my te hoog is. En daardie rots, sy naam is Jesus Christus. Ons God is 'n helper. Ons God is 'n sterk fondasie. Die derde belofte wat ek vir wil uitlig
is dat ons God word nooit onkant gevang nie. Hy gaan aan in vers 3, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Vers 4 sê hy, want die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Ek is so dankbaar dat die Here nooit slaap nie. Hy is altyd wakker, hy word nooit onkant betrap nie. Dinge wat ons pad langs kom, baie keer vang ons onverhoeds. Hoe baie maal gebeur dan die dinge in ons lewens en dit voel vir ons, ek het nie hiervoor beplan nie. Ek het nie hiervoor gevra nie. Weet jy, as u in die hand van God is, as u in die wil van God is, dan is daar niks wat u pad langs kan kom, waarvan hy nie bewus is nie, waarvan hy nie lank voor die tyd geweet het nie. Jesaja 46 vers 10 sê, hy verkondig van die begin af die einde. Van die voortyd af, dit wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek uitvoer. Ons God ken die toekoms, van die begin af. Daar is niks wat in my en u lewe kan gebeur, waarvan hy nie bewus is nie. As ek en u sy kinders is en ons bly in sy wil, dan kan niks ons pad langs kom wat hy nie toelaat nie. Weet jy dat selfs die negatiewe dinge, as jy in die wil van God bly, en die negatiewe dinge kom ons pad langs, sê Romeine 8 vers 28, alles werk mede ten goeie vir hulle wat die Here liefhet. As u hom liefhet, bo alles, weet dit dat selfs die negatiewe en die slegte dinge in ons lewens verander hy en iets goeds en iets moois aan die einde van die dag. So in die eerste plek, hy is ons helper. In die tweede plek, hy is 'n sterk en 'n stewige fondasie. In die derde plek, hy word nooit onverhoeds of onkant betrap nie. Hy weet van alles wat in ons lewens aangaan. En die vierde plek is hy ons beskermer. Dis seker een van die temas wat in hierdie gedeelte die sterkste na vore kom. Want 3 maal noem hy direk God die bewaarder. En 3 ander keer sê hy dat die Here jou sal bewaar. So dis een van die sterkste temas in hierdie gedeelte. En weet jy, ons God is waarlik 'n beskermer. Wie van u dit al beleef? Ons het vanmôre getuienis gehoor hoe dat die Here sy kinders beskerm en bewaar. Hierdie gedeelte sê ook in vers 5, as ons teksvers, die Here is die skaduwee aan jou regterhand. Het jy al gevrees? Verkeer u in doodsgevaar? Hoor vanmôre, die Here is die beskermer. Hy sal jou in die holte van sy hand vashou. Ons hoef nie te vrees nie. As ek lees in Efesiërs 6 van die wapenrusting van God, dan lees jy van die helm van verlossing en die borswapen van geregtigheid en die gordel van waarheid en die skoene van die bereidwilligheid en die skild van die geloof. Meeste mense is regs en in die Romeinse tyd het hulle die soldate regs geleer veg met 'n swaard. So hulle het hulle skild in hulle linkerhand vasgehou. So hulle was toe van alle kante af behalwe aan hulle regterkant en is nie treffend dat die Here sê ek is die skaduwee aan jou regterhand nie. Ja, ons moet onsself beskerm soos ons kan, maar dit sê vir my dat wanneer ons onsself nie kan beskerm nie, dan het ons een wat die skaduwee is aan ons regterhand, wat ons vashou in die holte van sy hand en hy sal ons nooit los nie. Hy is waarlik die beskermer. So mooi, hy sê, kyk, die Here is jou bewaarder. Die son sal jou bedags nie steek nie, en die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Die 5de belofte. God is nader aan jou as wat jy dink. Want hy sê hier, ek is die skaduwee aan jou regterhand. Toe ek klein was, het ek baie van my skaduwee probeer weghardloop. Ek kon dit nooit reg kry nie. Weet nie wie van u dit al probeer nie. Jou skaduwee is iets waarvan jy nie kan wegkom nie. Dit is altyd by jou. Altyd met jou. Weet jy dat God is nader aan jou as wat jy dink? Ek wil vir jy 'n gedeelte lees, Psalm 139. Psalm 139. Vers 5 sê, U sluit my in van agter en van voor. U lê u hand op my. Van alle kante af is ons toegemaak deur hom. Hy sê, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig?
Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting. Ja, en die duisternis is daar nie skadu wees nie, maar hoor wat sê in vers 12, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Hy is die skaduwee aan my regterhand. God is nader aan jou as wat jy dink. Weet die Psalm, dink dit is 34 vers 19 wat sê, dat hy is naby die wat gebroken is van hart. Miskien sit jy vanmôre in diep smart, en jy voel dat God ver is van jy, hoor vanmôre, hy is die skaduwee aan jou regterhand. Hy is naby die wat gebroken is van hart. Hy is net 'n gebed ver, want hy is by u. Jy kan maar net sy naam aanroep, en hy is daar. Die 6de belofte vir die lewenspad, wat baie keer moeilik raak, is dat God, ons God, is 'n verlosser. Want hy sê in hierdie gedeelte wat ons gelees het, Psalm 121 vers 7, se laaste gedeelte, sê hy sal jou siel bewaar. As ek die hele vers lees, die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Hy sal jou siel bewaar. Jesus het gesê, wat help dit, wat baat dit jou as jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade ly? Weet jy, 1 Tessalonisense 5:9 sê dat God het ons nie bestem vir toorn nie, terwyl God se oordeel oor hierdie wêreld kom, deur die natuur en deur al hierdie dinge wat kom. Weet jy, God het my en u nie bestem as sy kinders tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry in Jesus Christus. Dis wat hy sê in Tessalonisense 5:9. Ons God straf nooit die regverdige saam met die onregverdige nie. Ons is besig om na die eindtyd reeks te kyk. Weet jy, ons God is op pad terug. Jesus kom terug, en hy gaan ons nie saam met hierdie wêreld oordeel nie. Hy gaan ons kom wegneem. Hy sal ons siel bewaar tot die einde toe. Ons God is 'n verlosser. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, en die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Daar's so baie dinge op hierdie lewenspad wat ons baie maal vasbind. In baie gevalle is dit sonde. Hoor vanmôre, hy is 'n verlosser wat nie net aan die kruis gesterf het om jou te vergewe nie. Hy wil jou vrymaak en verlos van jou sonde, dat jy vry kan wees op hierdie lewenspad. En hy sal jou siel bewaar tot die einde. My laaste belofte wat ek met u wil deel vanmôre, en dan gaan ek dit net weer vinnig herhaal die punte, want dit is nou 'n bietjie baie punte, sodat u dit kan onthou. Die laaste belofte vat vir my dit alles saam. Ons God is die een wat ons lei op hierdie lewenspad na die Godstad. Ek en u wandel nie alleen daarop nie. Hy is die een wat voorloop, ons kan maar net in sy voetspore wandel. Want soos ek al reeds vir u gesê het, hierdie Psalm is gesing deur die Jode wanneer hulle opgegaan het na die Godstad. As ons op pad is na die nuwe Jerusalem, weet dat ons een wat voorloop. Sy naam is Jesus. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, ek het net vir u lees. Hy sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ons het 'n leidsman, en hy is ook die volëinder van ons geloof. Sy naam is Jesus. Terwyl ons rondom ons kyk en die berge van die lewe om ons sien, en op hierdie pad is na die Godstad, mag ons ook soos die psalmdigter op God fokus, mag ons ook op Jesus fokus, want hy is die een wat voorloop. Weet jy, hy lei ons, soos wat Psalm 23 vers 2 sê, na groen weivelde en na waters waar rus is. Die trauma en die slegte dinge en die negatiewe dinge wat ons in hierdie lewe beleef is tydelik. Weet jy, hy gaan ons lei
die ewigheid in, na waters waar rus is, waar ons vir ewig saam met hom sal wees. Weet jy, soos wat die psalmdigter sy oë opgehef het, en ek wil met hierdie vers afsluit, dit is vir my so kosbaar, elke week as ons ook na hierdie reeks kyk, Pastor Billy Crown wat met hierdie vers afsluit, soos wat die psalmdigter sy oë ophef, en hy kyk na die berge, en hy vra, waar sal my hulp vandaan kom? Lukas 21:28 sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, hef julle hoofde op, want julle verlossing is naby. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Onse kosbare hemelse Vader, Here, dankie dat U ons helper is. Here, in tye van benoudheid is U in 'n hoë mate beproef. Here, dankie dat U nooit onverhoeds betrap word nie, Here. Here, dankie dat U 'n vaste fondasie is, wat nie sal toelaat dat ons voet wankel nie, Here, maar op hierdie pad sal U ons end uitlei. Here, dankie dat U ons beskermer is. Here, wanneer ons in doodsgevaar is, ons het vanmôre getuienis gehoor, hoe dat U nog steeds ons beskermer is, en dat U ons bewaarder, nooit sluimer of slaap nie. Here, dankie dat U nader aan ons is, as wat ons ooit kan dink of besef. U is die skaduwee aan ons regterhand. Here, dankie dat U ons verlosser is, en dat U die een is wat ons lei, op hierdie lewenspad, totdat ons in die Godstad aankom, waar ons vir ewig saam met U sal wees. Ag Here, en U ken elkeen wat vanmôre hier sit, se behoefte. Here, hierdie 7 punte spreek so baie aspekte van ons lewens aan. En sal U vanmôre hierdie woord, hierdie Gees lewend maak in harte. Sal U die naprediker wees, Here, sal U die een wees, wat wanneer mense na die berge om hulle kyk, hulle sal herinner, om hoër te kyk as die berge. Om ons hoofde op te hef, want ons verlossing is naby. Ons eer en loof en dankie daarvoor, in Jesus naam.